Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat U ons deur die jaar gedra het wat verby is, en ons vra ook dat U wat die groot en almagtige God is, ja, U wat die Alfa is en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige, Here, dat U ook vir ons in hierdie nuwe jaar sal dra en sal seën, sal behoed en bewaar, en ons so sal lei dat ons ook in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid, die danksegging wat U toekom, dan ook aan U sal bring. En Here, daarom vra ons ook vanmôre, nou waar ons na U woord gaan luister, lei ons ook deur U waarheid, met U Heilige Gees in ons harte en ons verstand, gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons ook dit wat ons hoor, ons eie sal maak, en dit ook in ons lewens sal gaan uitleef, tot eer en verheerliking van U naam. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing vanmôre, net enkele verse uit 2 Korintiërs 4. Ek lees vir ons saam in 2 Korintiërs 4 van vers 14 tot 18. Want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles ooreentreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ek wil vir ons hierdie eerste 2 verse, verse 14 en 15, net weer uitlig as teksverse. Ons lees hier dat Paulus skryf, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Vers 15, want dit is alles om julle ontwil. En weer eens sien ons word aangemoedig, en daar is vir ons die grootste rede uiteindelik tot dankbaarheid. Ook vir die feit dat die Here ons weer hier aan die begin van 'n nuwe jaar gebring het, dat ons geseën het deur die jaar wat ook verby is, en dat ons hier kan wees. Nou, dis 'n nuwe jaar, dis 'n nuwe dag, en soos ek gesê het, die Here het ons deur die jaar wat verby is gedra, en ons kan nie anders nie as om dankbaar te wees vir nog 'n jaar, dat ons weer hier aan die begin staan van nog 'n jaar nie. Maar ons besef ook dat die tyd vlieg. Tyd gaan so vinnig verby, en so dikwels kry ons nie alles gedoen, ook in 'n jaar wat ons graag wou gedoen het nie. So aan die begin van die nuwe jaar het baie mense natuurlik planne, baie idees en dinge wat hulle in die komende jaar wil doen. Ons noem dit soms nuwejaarsvoornemens. En daar is net iets aan die oorgang van jare wat vir ons nuwe krag en nuwe hoop gee. Maar ongelukkig in meeste gevalle hou dit nie baie lank nie. Ons is nie baie gedissiplineerd nie, en ons verval maar gou weer terug in ons ou gewoontes, dit wat ons nie meer wou gedoen het nie. Ons val gou weer terug in ons sondes van ouds. En die rede hoekom ons so vinnig moed opgee, is omdat ons hoop in die verkeerde aardse dinge is, en omdat ons die lewe verkeerd benader. En die Bybel leer vir ons soos altyd egter, dat die antwoord is in Jesus Christus ons verlosser.
Ook hier in 2 Korintiërs 4 wys Paulus vir ons daarop. Hy wys vir ons 3 dinge. Hy wys vir ons eerstens waarin ons hoop eintlik moet wees as ons wil hê dit moet 'n blywende hoop word of wees. Tweedens wys hy vir ons waarom ons nie nodig het om moed op te gee nie, en dan derdens wys hy vir ons ook hoe ons end uit kan volhard en kan staande en sterk bly tot die einde toe. En ek wil hê dat ons vanmôre dan ook kortliks na hierdie 3 aspekte moet of laat ons daarna sal kyk. Eerstens, waarom ons hoop in die regte dinge moet wees. So anders gestel, waarin moet ons hoop wees? In ons eerste vers het ons gelees in 2 Korintiërs 4 vers 14, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. So ons hoop is in Jesus Christus en ons hoop moet in hom wees. Hy alleen is, soos wat Johannes 14 vers 6 vir ons leer, die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dis net as ons hoop in Jesus Christus gegrondves is, dat ons sal staande bly, as hy die fundament en die rots is waarop ons bou, sal die storms van die lewe ons nie onderkry nie, en sal die storms van die lewe ons nie onderhou nie. Maar as ons hoop in Jesus is, dan het ons daardie sekerheid. Dan het ons die sterkste fundament van almal. En dan sal ons nie moed opgee nie, maar dan uiteindelik sal ons staande bly, sal ons end uiteindelik volhard. So dit is van wesenlike belang, en dit is baie belangrik dat ons dit sal verstaan en dat ons dit sal besef, dat ons gee so maklik op ons nuwejaarsvoornemens, omdat dit op aardse en menslike idees en gedagtes gegrondves en uiteindelik gebou is. Maar daarom hou dit nooit nie. Maar as ons op Jesus bou, as hy ons hoop is, dan uiteindelik sal dit wat ons voorneem om te doen ook staande kan bly en sal ons dit uiteindelik uitvoer. Maar dit beteken dat ons daarin ook voortdurend moet oefen. As ons weet en verstaan dat Jesus reeds vir ons aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan, as ons harte oopgemaak is en as ons harte oopmaak vir die Heilige Gees om daardie waarheid en die geloof al meer in ons harte te werk, dan sal ons weet dat hy kom ook weer, soos wat hy gesê het, hy sal om ons te kom haal. Dan sal ons ook weet dat hy, totdat hy weer kom, ons nie nodig het om moed op te gee nie, maar dat ons ook van hom die krag sal ontvang, soos wat Handelinge 1 vers 8 vir ons leer, om sy disippels te wees, om sy getuies te wees, om te doen en te leef soos wat hy vra. Dan sal ons weet dat totdat hy weer kom, is sy genade vir ons genoeg, soos wat 2 Korintiërs 12 vers 9 vir ons leer. En is ons tot alle dinge in staat wat tot sy eer is, deur die krag van Christus, soos wat Filippense 4 vers 13 ook vir ons leer. En dan sal ons nie moed opgee nie, maar dan uiteindelik, omdat ons hoop in Jesus is, sal ons end uit volhard. Maar die tweede vraag wat ons gevra het, of wat ons gesê het, is waarom is dit nie nodig om moed op te gee nie? En ons sien dit in die volgende 2 verse, of in die volgende 3 verse in 2 Korintiërs 4 vers 15 tot 17, ek lees dit weer vir ons, want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles ooreentreffende ewige gewig van heerlikheid. Nou hier is 'n paar dinge. Eerstens sien ons hier in vers 15, dis om ons ontwil. Ja, God is lief vir ons en daarom is ons identiteit nie geleë en gegrond in wat mense van ons sê of van ons dink nie, maar in die feit dat God vir elkeen van ons so lief is, dat hy sy eniggebore seun gestuur het na die aarde toe, dit wat ons in hierdie Kerstyd
weer herdenk het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, Johannes 3 vers 16. Ons moet weet, ek en ook jy is deel van daardie elkeen. En dit is deur God se genade alleen, maar dit wys vir ons hoe lief God vir elkeen van ons is. Ja, ook vir jou, ook vir my. Al vergeet ons dit soms, is dit belangrik dat ons sal weet hoe lief God vir ons is. Hy het ons uitverkies reeds voor die grondlegging van die aarde, Efesiërs 1 vers 4. En hy wil elkeen van ons ook in sy groot verlossingsplan gebruik om 'n verskil te maak hier op aarde. En daarom mag ons nie moed opgee nie, maar deur die krag wat hy vir ons gee, moet ons hom ook dank in alles wat ons doen. En daarom sê die tweede gedeelte van vers 15 dat die danksegging oorvloedig gemaak word tot heerlikheid van God. En dit is ons doel op aarde, om lewens van danksegging te leef tot eer van God, omdat ons besef wat hy vir ons gedoen het sonder dat ons dit verdien, met ander woorde uit genade alleen. En daardie besef, dit dring ons natuurlik deur die werking van die Heilige Gees tot aksie. Daarom hoef ons nie moed op te gee nie, daarom hoef ons nie in ons sonde te bly lê en te bly leef nie, maar kan ons ook verantwoordelikheid neem en ons sondes bely en ons sondes ook deur die krag van God laat staan. Daarom sê Johannes vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar is geen sonde, geen ding wat ek gedoen het wat sterker en groter is as die genade van God nie. Daarom lees ons ook in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En mag dit in hierdie nuwe jaar ook vir ons so wees, dat ons opnuut weer ons hoop op Christus sit. Dat die ou sondige lewe verbygegaan het en dat ons van hier af verder in Christus en deur sy krag met die hoop op hom alleen sal lewe. En dis juis wat vers 16 ook vir ons leer. Vers 16 leer vir ons, al kry ons swaar, al gaan dit uiterlik swaar, al beleef ons swaar kry, siekte, pyn en hartseer, uiterlik. As ons innerlik sterk is, as ons geloof sterk is, met ander woorde, as ons hoop in Jesus is, dan sal ons ook uiterlik sterk wees om alles te kan verdra en sal God ons ook deur alles dra, al die pyn, die siekte, die hartseer, die lyding, die moeilike omstandighede van hierdie wêreld, en sal dit ons nie onderkry nie, en daarom sal ons dan uiteindelik ook nie moed opgee nie. Verder leer vers 17 ook verder vir ons, dat as ons besef dat die aardse swaar kry, die pyn, die siekte, die lyding is tydelik, en eintlik maar net vir 'n kort tydjie, maar die ewige lewe wat Jesus vir ons alreeds gegee het deur sy oorwinning oor die kruis en die dood, sal nooit eindig nie. En die swaar kry hier op aarde kan nie eers amper begin om op te weeg teen die heerlikheid en die vreugde wat ons in die hemel vir ewig in God se teenwoordigheid sal beleef nie. As ons dit besef, dan het ons 'n hoop wat sal bly, en dan kan ons die bil by die horings pak en kan ons die swaar kry, die siekte, die pyn, die hartseer van hierdie wêreld in die oë kyk en met die krag van God gelei deur die Heilige Gees daardeur kom sonder om moed op te gee. En daarom sal ons dan nie moed opgee nie, maar sal ons fokus wees om in alles wat ons doen uiteindelik die lof en die eer en die heerlikheid wat God toekom dan ook aan hom te gee. Laastens en as afsluiting, hoe kan ons volhard en end uit sterk bly? Hoe kan ons sorg dat ons voornemens en dit wat ons beplan, dat ons dit nie halfpad sal los en sal moed opgee nie? Ons hoor dit eintlik nog heeltyd, maar vers 18 rig weer eens ons fokus daarop, dat ons met hemelse oë, met hemelse fokus en met hemelse brille op na hierdie wêreld moet kyk. Vers 18 sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So ons moet besef, ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons is slegs in hierdie wêreld, soos wat Johannes 15 vers 19 vir ons leer. Ons is in hierdie wêreld met 'n doel, en daarom moet ons met hemelse oë,
met die oë gefestig op Jesus, soos wat Hebreërs 12 vir ons leer, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Dit sê vers 2 van Hebreërs 12, so ons weet, hy het homself verneder deur mens kom word, hy het die kruis, die toorn, die straf wat ons verdien, die godsverlatendheid op hom geneem, sodat ons nooit van Gods verlate sal wees nie, maar sodat ons uiteindelik, omdat hy reg en goed regeer vanuit die hemel uit, alles kan verdra deur die krag wat hy vir ons gee, deur dit alles kan kom, en met ons oë, met ons fokus op hom gerig, uiteindelik ook end uit kan volhard, sodat ons in alles wat ons doen, die eer en die heerlikheid ook aan hom bring. Met daardie hemelse oë en met daardie fokus moet en kan ons ook hierdie nuwe jaar ingaan, kan ons hierdie nuwe jaar aanpak ook uit dankbaarheid en tot eer van God, omdat alle lof en eer en heerlikheid God toekom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier dat ons nie 'n dooie aardse hoop het en dat ons nie nodig het om op menslike en aardse dinge te bou wat tydelik is en wat verbygaan nie, maar dat ons hoop in Jesus Christus is, hy wat die groot en almagtige God self ook is, hy wat vir ons gesterf het, hy wat vir ons oorwin het, en hy wat weer sal kom om ons te kom haal op die wolke, soos wat die Bybel ook vir ons leer, en soos wat hy ook gesê het. En Here, totdat ons daar kom, totdat ons die wederkoms bereik, wil ons ook vanmôre weer opnuut vir u vra, dat u deur die krag van die Heilige Gees in en deur ons sal werk, dat u ons opnuut weer ook deur die waarheid van u woord sal versterk, sal bemoedig, dat ons nie sal moed opgee nie, dat ons nie sal vaskyk in die dinge van hierdie wêreld nie, maar dat ons opnuut weer sal volhard tot die einde toe, deur met hemelse oë na die wêreld te kyk, omdat ons nie let net op die sigbare dinge van hierdie wêreld nie, maar omdat ons ook let op die onsigbare, op die ewige dinge, op die hoop wat ons in Jesus Christus het. En Here, gee dat ons nie fokus sal verloor nie, maar rig ons fokus en ons perspektief in elke dag van hierdie nuwe jaar opnuut weer op ons saligmaker en verlosser en die een wat vir ons oorwin het, in Jesus Christus alleen, want aan u kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid, en ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Goeiedag almal, geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar vir almal. Dit is 'n pragtige sonskyn dag hier op die strand. 2 Korintiërs 4 vers 15 sê, want dit is om ons ontwil dat die genade van God groter geword het, sodat die danksegging ook oorvloedig kan word. So mag dit in hierdie nuwe lewensjaar ook vir elkeen van ons so wees, dat ons opnuut met nuwe dankbaarheid hierdie jaar sal aanpak en werklik ook sal leef tot eer en verheerliking van God. Mag dit vir elkeen 'n geseënde 2026 wees. Baie dankie.